Môre, dis maandag die 27ste Oktober en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jou hart vandag rustig is in die Here se teenwoordigheid. Vandag gesels ons oor iets baie besonders. Noag se profesie, sy 3 seuns, die 3 nasies en 1 verlosser. Nou na die groot vloed het die wêreld weer asem gehaal. Die hemel het oopgebreek, die water het gesak. En vir die eerste keer na oordeel was daar weer lewe. Noag, die man wat die ark gebou het, plant 'n wingerd. Hy drink van die wyn en die Bybel sê hy dronk geword en in sy tent naak gelê het. En toe gebeur iets kleins, maar dit het die geskiedenis verander. Sy seun Gam, die vader van Kanaan, kom in en sien sy pa se naaktheid. Hy gaan buite toe en vertel dit vir sy broers. Meer sê die Bybel nie. Daar staan nie dat hy gelag het nie, net dat hy gesien en vertel het. Maar die Hebreëse woord wat hier gebruik word is raha. En dit beteken nie net om te kyk nie, maar ook om neer te kyk, om met minagting te kyk. Gam het sy pa se eer verbreek. En dis hier waar hierdie mooi en eenvoudige vraagie so diep spore trap in 'n mens se hart. As die woorde wat jy praat op jou vel sou verskyn, sou jy nog steeds so mooi gewees het. Want Gam se woorde en sy houding het sy hart blootgelê. Sy 2 broers, Sem en Jafet, het egter anders gereageer. Hulle neem 'n kleed, blaas dit oor hulle skouers en stap agteruit die tent in. Hulle kyk nie, hulle bedek hulle pa met eerbied. Hulle het eer getoon, nie oordeel nie. En toe Noag later nugter word, weet hy wat gebeur het. En toe praat God deur hom. Die enigste woorde van Noag wat ooit in die Bybel opgeteken is. En dit was 'n profesie. Hy sê in Genesis 9 vanaf vers 25, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Noag sê nie vervloek is Gam nie, maar vervloek is Kanaan. God wys deur Noag wat in die toekoms sou gebeur. Uit Kanaan sou volke kom wat God sou verwerp, die Kanaaniete. Maar selfs in hierdie oordeel lê daar genade. God wys 3 rigtings vir die mensdom. Gam sou suid en wes trek na Afrika, Egipte, Libië, Ethiopië en Arabië, die groot beskawings van die suide. Sem sou in die Midde-Ooste bly, in Mesopotamië, Sirië en Israel. Die lyn van Abraham, Jakob, Dawid en uiteindelik Jesus Christus. Jafet sou noord en wes trek na Europa en Rusland en groot dele van Asië toe. Die volke wat later die evangelie sou hoor. En kyk nou hoe mooi God se plan is. Uit Sem kom ons verlosser Jesus Christus. Uit Jafet kom die nasies wat in Sem se tente woon, die mense wat Jesus sou volg. En selfs uit Gam, die lyn wat verkeerd begin het, wys God weer genade. Eeue later dra Simon van Sirene, 'n man uit Gam se nageslag, die kruis van Jesus. Sien jy dit? Waar Gam bloot lê, bedek Jesus. Waar Kanaan verneder is, verhef Jesus. Waar mense verdeel is, maak die kruis ons een familie. Kom ons bid saam. Here, ek prys U vir U grootheid en U genade. U is die God wat lig bring na donkerte en lewe na oordeel. Ek gee my hart en my woorde aan U oor. Leer my om te praat met eer en te kyk met reinheid. Vergewe my, Here, wanneer ek ander seermaak met my woorde. Beskerm my teen trots en oordeel. En leer my om te bedek soos U my bedek het aan die kruis. Dankie Here Jesus dat U elke vloek in seën verander het. Ons vra dit als in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Gaan leef vandag so dat jou woorde mooi is, want wat jy sê, wys wat in jou hart leef. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.